Die grond is ver weg van die ongewenste elemente en ek wens jou 'n winsgewende dag. Deel vir my, druk vir my die like, deel hierdie video met jou vriende. Die stem in jou kop, jou rustelose buur. Hy hou aan praat, al doof sy sagtheid puur, maar verstaan dit goed. Jy is nie daardie stem nie. Jy is die stille siel wat luister en sien. Laat daardie buur maar praat, moenie kwaad wees vir hom. Jy is die waarnemer van buite, ewig veilig, ewig kalm. Die lewe is 'n groot film, jy sit in die saal. Waarom glo jy so vas in daardie rol, daardie verhaal? As daardie karakter huil, huil jy nie saam nie. As daardie karakter val, val jy nie saam nie. Jy is die suiwer bewussyn op die stoel, ongeraak edelwys, verby elke gevoel. Ongeraak, edel, elan en styl, wys, verby elke. Kan ek julle vandag verras op 'n landgoed hier naby Vaalwater. Dit is 'n totale oppervlakte is 104 en 'n paar huise. Jy het jou eie erf hier, jy het kan hier op jou erf doen wat jy wil. Hier is 'n baie lae instandhoudingsfooi vir hierdie plek. Hierdie is een van die huise, maar die huis is super netjies. Herken jy hierdie troeshou of troeshoukus? My maat so 'n kus, nog so 'n kus daar in die huis. Hierdie kas, hangkas, my maat so 'n kus, my maat so spieelkassie, kom nog van my ouma af. My ma's nou 88, 87, geboortejaar 1938. Hierdie is een van die kamers, en kyk net hierdie pragtige, hier is die uitsig. Daar is 'n paar, die bure is hier naby, maar jy kan hulle nie sien. En hier is wild, ek het kameelperde gesien toe ek hier ingery het. Hier is die badkamer, een van die badkamers. Doen my net asseblief 'n guns, druk op die like knoppie en druk op deel die video met jou vriende voor ons verder gaan. Ok, hier is die kantoor. Die rede, almal wil weet waarom wil mense verkoop. Die rede waarom hulle wil verkoop hier is, die eienaar, hulle het 'n ander plaas gekoop, baie naby aan hierdie grond. Hulle het so meer as 1000 hektaar hier naby gekoop, en nou wil hulle hier verkoop, want hulle wil verhuis. Hier is die ingang. Hier is dit veilig, dis choepstil, dis stil soos ek wil nie sê soos 'n landmyn nie, maar dit is super stil hierso, en is so rustig. En jy sien nou basies wat ek vir die eerste keer of die tweede keer sien, want ek het nou hier ingekom, toe ek net eers kom foto's neem, en nou neem ek die video. So as jy iemand is wat nie van foto's, wat nie van video's hou, kom kyk maar, kom hier langs, vra vir my, dan gaan ek vir jou die foto's stuur. Kan jy 'n viool speel? Daar is hy. Ek het een keer seker so 20 jaar, 40 jaar gelede, ek 'n viool probeer speel, maar ek kon nie regkom daarmee. Ek het ook eintlik net vir 30 sekondes probeer. Hier is 'n ensuite, hier is nie 'n ensuite badkamer, maar hier is 'n badkamer, en hier is ook 'n swembad. Daar is die swembad, ons gaan nou vir jou van buite af wys hoe dit lyk. Daar gaan ons weer terug na die kombuis. So dit is 'n lekker groot, ruim huis hier, en ons het 'n badkamer met 'n instap koelkamer. Hier is die uitsig, en dan hier so lekker dek met die swembad. En dit is super mooi. Nou waar die grond is die eerste keer dat ek hier op besoek kom. Die eienaar woon self hier, en ek was, hier is omtrent so 20 kilometer vanaf Vaalwater. Miskien minder is, en is 'n fantastiese adres. Ek weet jy gaan nou weer sê, ja, jy sê altyd fantastiese adres, maar hierdie is 'n fantastiese adres. Gesogte adres,
kyk jy rus en vrede, die heffing hier is blykbaar iets soos R100 per maand. Water is nie 'n probleem, hier is 'n fontein of 'n riviertjie of wat hier deur die grond vloei. As jy meer wil weet oor die grond, ek het hier waar ek nou sit, ek het die eienaars nie nou self hier net gery. Ek lees maar net onder aan die beskrywing, maar dit is jy koop 'n transportakte hier en elke eienaar het sy eie transportakte of jy is die volledige baas hier in die grond. Alles wat jy wil weet om dit vir jou belangrik is, gaan jy kry. Hier is eintlik op dieselfde grond van 'n ander video wat ek nou gemaak het, wat ek hulle is eintlik bure albei wil verkoop, om verskillende redes, maar jy gaan net, kyk net hierso, hier kom buis nou weer, en kyk net hierdie uitsig, jy weet, toe ek hier aangekom het, was dit hierdie, toe ek hier inkom, ek sien hierdie indrukwekkende saal, met hierdie oop ruimte, wauw, dit was nogal indrukwekkend geweest. En die bokkies is hier buite, rooibokke, kudu's, hier's kameelperde, hulle is hier rond hier buite, en ek het hulle gesien toe ek hier ingekom het, maar nie nou. Hulle gaan nou 'n draai ry deur die grond, en so jy kan sien, hier's nie, alles staan oop hier is nie probleme. Maar nou ons gerweer Erasmus, as jy dan dink om die grond in Mars te verkoop, praat met my. Ek was al ten minste 650 plase van Dwaalboom, Naboom, Maastroom, Nylstroom, Vaalwater. Alles tussenin wil jy verkoop, en meeste mense is nie gereed om onmiddellik te verkoop. Ek verstaan dit, jy wil die beste prys hê, en dit is baie keer as jy jou prys, jou plaas verkoop, is jou pensioen. Ek het begrip daarvoor. Maar die mark gaan net jou prys betaal wanneer die mark dink die grond, die prys is reg. En die manier hoe jy weet jou prys is reg, is wanneer jy adverteer en daar kry jy telefoonoproepe en mense maak 'n aanbod. So wat gewoonlik gebeur is, as die mark dink die grond is reg, dan gaan 'n agente vir jou begin mense bring, hulle gaan vir jou begin kliënte bring of plaaskykers, maar niemand gaan 'n aanbod maak, hulle gaan nie 'n skriftelike aanbod maak, want die prys wat die verkoper wil hê, en wat die aanbod gaan wees, die gaping is te groot. So, die kopers gaan net niks sê, hulle gaan net kyk en gaan hulle in die agtergrond vir die agent, gaan hulle sê, ja, jou prys is, dit is die prys is bietjie hoog, en dan sal hulle dalk vra, sal 'n aanbod wees, maar ek het al gesien, as die gaping tussen die koper en die verkoper prys, sê maar as daar so 5% gaping is tussen die aanbod, of miskien minder. Ek het al selfs 10%, dan so 7 tot 10% maksimum, en die grond is al redelik lang in die mark, en die verkoper, hulle is nou gereed om te vertrek, en hulle is deur al die fases van weerstand deur die landbankkoper, die buurman wat wou koop, die jagter wat gesê het hy gaan koop, die buitelander wat hom in die neus rondgelei het en besig gehou het.